Ek groet jou weer eens in die wonderlike naam van ons Here Jesus Christus. En ek wil vandag met jou praat oor daardie woorde wat Paulus in 2 Korintiërs 12 gebruik, waar hy sê, sy genade is genoeg. Dis ook my tema, sy genade is genoeg. Luister 'n bietjie wat sê Paulus in 2 Korintiërs 12, terwyl hy met die stryd met die doring in sy vlees te maak gehad het. Hy sê in 2 Korintiërs 12 vers 8 en 9, 3 maal het ek die Here gesmeek dat my moet verlaat. Hy het egter vir my gesê, my genade is vir jou genoeg, want my krag kom juis in swakheid tot volle verwesenliking. Daarom sal ek baie liewer oor my swakhede spog, sodat die krag van Christus voortdurend deur my kan werk. Paulus kon waarskynlik nie die verband verstaan tussen die wonderlike geestelike openbaring in sy lewe en die doring in sy vlees nie. Hoekom sou God dit toelaat? Hy bid daaroor tot die Here. Die antwoord kom nie dadelik nie. 3 maal bid hy hieroor, soos Jesus in Getsemane dat die bitterbeker by hom verby moes gaan. Dan word die gebed beantwoord, maar nie wat hy verwag nie. God se antwoord is nee. Nee kan ook 'n antwoord wees. Die doring gaan nie verwyder word nie. Insteede sê die Here, my genade is genoeg vir jou. God se genade impliseer al die seëninge wat hy in Christus aan ons geskenk het. Hy herinner Paulus dus daaraan dat hy reeds in wese alles ontvang het wat hy nodig het of ooit nodig sal hê. God het gepraat. Hierteen kan Paulus nie rebelleer of appelleer nie. My genade is genoeg vir jou, want my krag kom juis in swakheid tot volle verwesenliking. Dit was nie 'n spreekwoord van die dag of 'n algemeen erkende lewensreël van sy tyd nie. Dis 'n waarheid wat juis vreemd is aan 'n wêreld waar mag en geweld hoogtyd vier. In omtrent elke sektor van die samelewing, veral in die politiek, geld die reël dat die sterkste die mag in hande neem en die swakkes word as niks gereken nie. In God se koninkryk werk dit egter andersom. Jesus se grootste oorwinning het juis gekom te midde van die grootste swakheid en vernedering. Paulus moes ook in sy lewe uitvind, en miskien moet ek en jy ook daarvan kennis neem. Kom ons bid en ons vra die Here. Here, ek gryp hierdie woorde vandag vas. U genade is ook vir my genoeg. U krag word ook in my swakheid volbring. Amen.